Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom vanoggend aan enige besoekers wat onder ons is. Ons begin vanoggend ons ontmoeting met die Here deur hom aan te roep in ons afhanklikheid en 'n afhanklikheid van sy krag en sy genade dag vir dag. Kom ons staan en dan verklaar ons ons afhanklikheid, waarna ons dan staande bly terwyl ons die Here se seën as antwoord ontvang. So laat ons staan en dan verklaar ons afhanklikheid. Saam met Psalm 123 verklaar ons: kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, onse God. En dan antwoord die Here ons: genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die owerste, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. En dan terwyl ons so staan, kom ons loof die Here, Psalm 100 met Psalm 16, en daarvan gaan ons uit hierdie kostelike Psalm sing, vers 1 en vers 2. Bely nou ons geloof saam met die kerk van die Here, sy bruid, deur die eeue, en ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk.
Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons Here antwoord ons nou deur sy heilige wet ons voor te hou. En daarom luister ons saam na die woord van die Here na Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die wet van die Here vloei voort uit wie hy is, wat nie verander nie, sy heilige karakter. Wanneer ons dit sien en weer onder die geklank van sy wet kom, dan kan ons anders as om nederig voor hom te buig. Kom ons sing saam dan, Psalm 69. In Psalm 69 gaan ons vers 3 en 6 sing, waar ons dan in die besonder sing in vers 6, maar my gebed is tot U, Heer. Daar is 'n tyd dat U verhoor, in groote goedheid neig U oor, en deur U trou verlos my weer, verlos my uit die modderpoel en waterstroom wat om my spoel. Psalm 69 en daarvan vers 1 en 2, of 3 en 6, waarna ons dan saam sal bid.
groot en verhewe, almagtige God en hemelse Vader, voor U wil ons skuld bely. U weet en ons gewete, ons sonde, hoe kla dit ons aan? Ons kan ons harte flous met baie opregtheid en ons kan onsself van baie dinge oortuig, maar voor U weet is ons oopgevlek. Die oog sien tot in die diepste neer, elke gedagte, woord, elke begeerte, elke daad. Dit wat ons toesmeer, is voor U aldeur sigbaar. Hoe diep verneder en laag kom ons dan voor U, en roep ons saam met U kinders deur die eeue, o, verlos ons van die skuld en krag van ons sonde. En hoe hef ons dan ons oë op tot U met hoop en vreugde, omdat deur die Here Jesus Christus, ons Here, was U ons, reinig U ons, versoen en vergewe U ons. Ons prys U vir Hom en die genade wat ons in Hom ontvang. Ons prys U vir U goedheid, U grondelose goedheid teenoor ons. En hoe sien ons dit nie dag vir dag in ons lewens ook nie. Ons hart en gewete kan voor U rus in Christus, en meer nog word ons versorg, ons word bewaar, ons word gekoester deur U. Daarom prys ons U vir ons seëninge. Elkeen van ons ken U so goed en persoonlik, en vir elkeen van ons weet U wat goed is. Ons prys U dat U ook die goeie gee dan. Dankie vir ons weelde en vir ons ongeluk. Dankie vir ons vreugde en gesondheid en ons swakheid en seerkry. En dit alles ontvang ons en ons weet ons ontvang dit nie per toeval nie, maar uit U wyse Vaderhand. Ons prys U vir die rus waartoe ons toegang het in U. En so bring ons dan onsself en ons harte en ons gemeente, ons bring alles voor U en werp ons bekommernisse op U, omdat U vir ons so sorg. Vader, wil U ons vorm en wil U ons versterk? Wil U ons help en deur U Gees die krag gee om te wandel in U weë? U het in ons harte 'n honger en dors gewerk na die geregtigheid. U het ons die skoonheid, die lieflikheid, die vreugde en die heerlikheid van U weë laat sien. En ons het 'n onophoudelike verlange daarna. O, help ons dan om getrou aan U, naby aan U, in toewyding aan U te lewe. Bou ons op, vermaan ons en vertroos ons. Nou in die besonder deur U woord wil U tot ons harte spreek en ons vorm. Die woord is 'n kragtige swaard. Dit sny uit wat uitgesny moet word, maar dit genees ook daar waar genees moet word. Laat ons nie U heerlikheid nou aanskou en die rykdom van U beloftes hoor en ongeërg bly nie. O, vorm ons, beweeg ons, versadig ons met die goeie uit U woord. Ons werp ook ons geliefdes wat swaar kry voor U troon neer, want ook vir hulle sorg U. Wil U saam met hulle wat ly en verdrukking deurgaan, weens gesondheid en ouderdom en finansies en familieomstandighede, wil U hulle harte naby wees. Maak hulle sterk, ondersteun hulle. Mag hulle oë altyd op U en U goedheid gerig wees. Ons bid ook vir ons kerk, ons gemeente, sowel as die kerk in hierdie land. Ons bid dat U kerk sal bewaar van gevare van alle kante af.
dat U haar sal suiwer en reinig, altyd gebind en getrou sal hou aan U woord. En ons bid vir ons land, dat U ons genadig sal wees, dat U die boosheid wat aan die gang is sal stuit, en dat U ons lydsaamheid sal gee, terwyl ons nog in hierdie gebroke bedeling is. Hoor ons bede, Vader, in U goedheid en genade alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, ons eers weer vir hom sing in Psalm 119, waar ons juis ons harte voorberei om sy woord te hoor. Ons vul ons hart en gedagtes, ons sing vir die Here van die kosbaarheid van sy woord. In vers 12 en vers 15 sing ons: Wees, o Heer, nou tog gedagtig aan die woord, die fondament van die hoop en heilsverwagting, wat my troos in my elend. Of ek al vir trotse mense dwaas is en tot spotterny, nogtans het ek aan U woorde stil my wandel toegewy. Psalm 119, daarvan vers 12 en 15. So in verskeie tekste in die Bybel waar die Here ons tot selfondersoek oproep. Oorweeg, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef, sê apostel Paulus in 2 Korintiërs. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. En dan hoor ons geloof sonder werke is dood, die apostel Jakobus. En hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie, so dra elke goeie boom goeie vrug, maar 'n slegte boom dra slegte vrug. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hulle wat die wil van my Vader doen wat in die hemele is. Die Here Jesus, Matteus 7. En dan daar is mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. So die apostel Paulus aan Timoteus skryf, waar as die Here wil ons volgende week na sal luister. Die beginsel wat God ons deur tekste soos hierdie leer, is eenvoudig dit. Indien die Heilige Gees in 'n persoon werk en 'n ware geloof aan hom skenk, sal sy lewe verander en hy sal vrug dra.
Dit is jou heiligmaking. Indien iemand onberoulik, ongeërg, onbekeerlik, net voortlewe in sonde, veragtend teenoor heiligheid en gelykvormig aan hierdie wêreld, moet hy hoor dat hy die Here wat hom gekoop het verloon, dat sy geloof moontlik vals en te vergeefs is, dat hy dalk sy hart mislei. Vir die ware gelowige is die Here Jesus Christus, beide koning en verlosser. Hy kan nie geskei word nie, hy is albei. Nou wat sulke tekste soos die wat ek nou na verwys het, egter nie moet doen nie, is dit moenie dat ware, wedergebore, worstelende gelowiges, wat worstel teen die duiwel en teen die vlees en teen die wêreld, die vreugde, die soetheid, die sekerheid van hulle saligheid in die Here Jesus Christus verloor nie. Dit gebeur al te maklik. Ons doen self ondersoek en wat vind ons? Geloof, maar so gering, skaars daar. Vertroue, maar daar is nog baie twyfel. Ons vind liefde vir God en ons naaste, maar is bitter beperk. Ons groei in heiligheid, maar ontdek konstant nuwe sondes in ons lewens. En dan kom die vraag in ons hart op, is my geloof eg? Het ek waarlik die Gees van God in my? Sal die evangelie ook vir my tel? Ek sien nie genoeg vrug in my lewe vir my gewete om rus te vind nie. Elke keer wanneer ons in 'n ou sonde val of weer in 'n tyd van geestelike droogheid deurgaan, dan versmag ons in angs oor die saligheid van ons siele. En sonder dat ons dit dadelik besef, is ons wat die evangelie ken en liefhet en glo, besig om ons oë af te haal van die evangelie af. En is ons weer besig om in onsself te soek vir rus en vrede. Nou blaai saam met my na Romeine 5, ons teks vanoggend. Ons gaan daarvan saam luister na die eerste 11 verse. Nou hier gee Paulus ten minste 3 wyses waarop ons as ware, maar worstelende gelowiges rus kan kry vir ons siel en ons gewete. Romeine 5, daarvan vers 1 tot 11. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Tot sover. Koslik om te sien wat Paulus heel eerste doen, is hy lê die gronde, die diepste fundament vir jou siel se rus en vreugde in die Here neer. Vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dis die hart van die evangelie, die regverdigmaking deur die geloof. Ons word geregverdig, reggestel voor God. Reg.
en waardig van 'n verhouding met hom. Deur die geloof in Jesus Christus. Die Here Jesus Christus was aan die kruis op sy liggaam en siel gestraf met die wraak en toorn van God wat ons vir ons sondes moet kry. Hy het die vyandskap waarin ons van nature teenoor God staan. Hy het die steek van daardie vyandskap op homself geneem. En hy het ons versoen met God. Alles wat God in sy heilige wet vereis het Jesus gedoen. Hy was op die punt gehoorsaam gewees. En terwyl hy ons sondes neem op hom, gee hy daardie gehoorsaamheid, daardie geregtigheid vir ons, plaas dit op ons rekening. En ons kry deel aan hierdie evangelie. Ons word onder hierdie weldade van Christus ingesluit deur die geloof. Eenvoudig, net deur die geloof. Die wat in die Here Jesus Christus en sy kruisdood glo, het dus vrede by God. Nou 'n besonderse ding om ons gedagtes op te rig. Hulle het vrede by God, nie omdat hulle lewe omgedraai het nie. Nie omdat hulle toegewy genoeg is aan God nie. Nie deur enige werk in onsself nie, maar deur die werk en die offer van die Here Jesus Christus, het ons vrede by God. Nou, vir ewig. Daarom is jou gelowige, jou diepste grond en fundament vir die rus van jou gewete en jou siel. Jy is deur die geloof in Jesus geregverdig en het vrede met God. Al voel jy dit nie altyd nie. Dis een van die redes waarom 'n ware gelowige so maklik wortel oor sy saligheid. Jy voel nie altyd daai vrede nie. Die ervaring van hierdie vrede kan deur sonde en deur die duiwel verdof word, maar jy het dit deur die geloof in Christus. Dis joune. Die wolke vertroebel die vriendelike aangesig dalk, wat oor jou skyn, maar hy skyn. As jy in Christus is, skyn hy altyd oor jou. Die alwetende God van hemel en aarde kyk na jou en getuig oomblik na oomblik, regverdig is jy, nie in jouself nie, maar deur die geloof in die Here Jesus Christus, regverdig, vlekkeloos is jy. Rus dan, worstelende gelowige. Hy wat dit beloof is waaragtig en getrou. Jy het vrede by hom. Ons hoor ons het toegang tot God en tot hierdie genade, hierdie vrede by God verkry deur die geloof in Jesus Christus. Deur die geloof, so dis vas en seker, is nie iets wat ons moes vermag nie, iets wat ons moes regkry en doen nie. Net deur die geloof. En daarom sê Paulus, daarom roem ons behoort te jubel en bly te wees. Juis in hierdie verwagting, die hoop op die glorie van God. Dit is die verwagting dat God se glorie ons nie eendag sal verpletter nie, maar ons juis sal versadig. Beslis, sonder twyfel, want deur die geloof is ek reg voor God. Maar dit is hier dan. Dit is hier waar menige worstelende, ware gelowiges na die evangelie kyk en sê ek sien dit en ek loof die Here vir sy goedheid in die evangelie. Maar hoe weet ek of ek persoonlik hierin sal deel? Hoe weet ek of ek hierdie salf van my seer siel kan smeer? Ek doen self ondersoek en ek vind 'n pynlike tekort aan geloof, aan liefde vir my God en vir my naaste, aan ywer in sy diens en 'n menigte sondes wat my laat struikel dag vir dag. Is my geloof dan eg? Het ek werklik deel hieraan? Is ek werklik so deur die evangelie geregverdig voor God? Dis die vraag wat deur die eeue die heiliges se rus versteur en hulle roem stil maak. Meeste van julle het hierdie wroging al ervaar. Sommige van julle ervaar dit tans. Sommige van julle is aldeur besig in een of ander vorm met hierdie wroging.
Wanneer hierdie gedagtes, hierdie vrae by ons opkom, dan is die laaste ding wat ons moet doen, is om die Here Jesus Christus en sy offer as die grond en fondament van ons siel se rus en vrede los te laat. En vir rus en vrede in onsself, in ons vrug, in ons heiligmaking te soek. Paulus gee vir ons hier 3 wyses, waarop ons hierdie vrae en wroging kan antwoord, terwyl ons gegrond, gefestig bly in hierdie kernwaarheid van die evangelie, dat ons deur die geloof in Jesus Christus geregverdig is, en vrede by God het, sodat ons altyd ons rus en vrede, nie in onsself nie eers in ons heiligmaking nie, maar altyd in Christus soek. Ek saam met my na die teks, nommer 1, jou geloof wat behoue bly, deur verdrukking en swaar kry, bevestig die egtheid daarvan. Kyk saam met my na vers 3 en 4. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Wanneer 'n valse gelowige, hulle wie aangespreek moet word met die tekste wat ons aan die begin genoem het, wanneer 'n valse gelowige, hulle wie hulle harte mislei, hulle wat 'n skyn van godsdienstigheid het, maar die krag daarvan verloon, wanneer hulle swaar kry en verdrukking deurgaan, dan beswyk hulle geloof saam met hulle hart en hulle vlees. Dis hulle van wie die Here Jesus Christus gepraat het, in sy gelykenis van die saad, wat op rotsagtige plekke geval het. Dit kom vinnig op, hulle ontvang die woord met vreugde, maar dan kom die son van verdrukking wat oor hulle skyn. En omdat hulle geen wortel het nie, dadelik val hulle weg. Verkrummel hulle. En hulle geloof is nie meer daar nie. Maar die ware gelowige, hy in wie se hart die Gees self geloof bewerk het en behou het, hy wie die Heilige Gees die geloof gegee het wat hom bind aan Christus en sy weldade. Wanneer die son van verdrukking met sy strale van seer opkom, bly hulle geloof staan. Dit bly nie net staan nie, dit word juis skoner, mooier, bevestig. Wanneer die gelowige swaar kry, vlug hy na God vir toevlug en troos. Hy vertrou op God se wyse raad en beskikking. Hy soen die hand wat hom verdruk, want hy weet dis die hand van sy Vader. Daar is trane, daar's klagtes, daar's vrae, daar's worstelinge, maar aan die ander kant kom hy uit met sy geloof. Mooier, sterker, skoner, reiner. Want die Gees het daardie geloof van die begin af in hom gewerk. Daarom kom hy deur die swaar kry, sy geloof nog in sy hand. So, geloof of verdrukking bewerk volharding. Dis volharding om aan te hou glo, vas te hou aan Christus ten spyte van die swaar kry. En volharding bewerk beproewing. Dit bewys die egtheid, die waarheid, die waaragtigheid van die geloof. So die vraag, was jy worstelende gelowige? Onseker so gereeld oor jou siel se lot? Was jy al deur die vuur van verdrukking en onder die son van swaar kry? En het jy uitgekom behoue? As jy steeds verknog aan jou Here, volhard jy nog in die geloof na die verdrukking? Rus dan, geliefde. Dit sou nie moontlik wees vir jou geloof om behoue te bly, indien die Gees daardie geloof nie in jou gemaak en behou het nie. So laat hierdie volharding van jou geloof, wat deur die Gees bewerk is, laat dit die hoop in jou vestig, jou verwagting op God se genade en sy guns, nou by jou dood of by die wederkoms, laat dit daardie hoop vestig in jou. Nommer 2, die egtheid van jou geloof, die sekerheid van jou deel in God se liefde, word deur die Heilige Gees self in jou hart bevestig. Ek som in my vers 5,
En die hoop beskaam nie, stel nie teleur nie, sal nie teleurstel nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Vir die valse, nominale gelowige is die evangelie van God se liefde in Christus wat ons nou na kyk. Vir hom is dit maar feite. Selfs oulike feite, aantreklike feite. Maar dit is gewoon feite. Hy het dit gehoor, dit maak vir hom sin en dit is goed genoeg vir hom. So hy sal instem. Maar hy het nie geproe nie. Hy het die kostelikheid en die waarheid van die evangelie nie geproe nie. Hy weet niks van daardie verborge manna, daardie stroop soeter as die heuning drup in sy hart nie. Hy het nog nie gesien en gesmaak dat die Here goedertieren is nie. Hy het dit nog net gesien. Maar in die binneste van die ware gelowige het die Gees 'n begrip, 'n smaak, 'n sekere wete van die liefde van God uitgestort. Dis waarvan Paulus later praat in Romeine 8, wanneer ons hoor dat die Gees, die Heilige Gees, getuig self teenoor ons gees, dat ons kinders van God is, deur selfs uit te roep, Abba, Vader in ons. Die gelowige het iets leer ken van God se liefde in die verlossing deur Jesus Christus, wat met geen beter beeld beskryf kan word, as om te sê, hy het iets gesmaak daarvan nie. Dis een ding om te weet wat heuning is, hoe gesond dit is, hoe voordelig dit is, hoe soet dit is, deur daarvan te hoor, daarvan te lees. Maar jy ken die soetheid van heuning op 'n ander vlak, wanneer jy dit gesmaak het. Op 'n ander manier. En goed, die gelowige, die ware gelowige, ervaar nie altyd, gedurig deur, met dieselfde intensiteit en klarigheid, die liefde van God in sy hart. Dawid sing in Psalm 23, wanneer hy daar die liefde van God wat uitgestort is in sy hart, en op die klarigste manier voel, loof hy die Here en sing, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net in die vorige Psalm 22, dan sing hy, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 51 pleit hy, gee my weer die vreugde van U heil. Weens sonde en gebrokenheid en die swakheid van ons vlees, ervaar ware gelowiges in wie se harte die Heilige Gees God se liefde uitgestort het, sodat hulle ten diepste ken, nie altyd die smaak van daardie liefde, met dieselfde klarigheid en krag nie. En dis baie keer wat aanleiding gee tot hulle worsteling. Maar in die ware gelowige het die Gees eens God se liefde ryklik in hulle harte uitgestort. Hulle het iets gesmaak wat lewenslank hul begrip van wie God is, wat sy liefde in Christus is, totaal verander het en 'n werklikheid vir hulle gemaak het. So worstelende gelowige wat al die liefde van die Here gesmaak het, wat dit is, rus jy wie se hart in wie se hart God se liefde uitgestort is. Al proe jy dit nie tans soos wat jy al het nie, jy sal versadig word. Laastens nommer 3. Kyk. In 'n worsteling soos dit, kyk weer en weer en weer na Christus. Moenie jou oog van hom afhaal nie. Ons is geneig wanneer ons die knaande aanklag hoor dat ons geloof vals is. Dat ons harte mislei, dat ons dat ons nie waarlik glo met 'n geesgewekte geloof nie. Wanneer ons daardie aanklag ervaar, dan is ons geneig om die evangelie te los en oplossings in onsself te soek, rus in onsself te soek. Ons beywer ons dan vir goeie werke, vir hernieude toewyding aan gehoorsaamheid, om te groei in heiligheid. En ons probeer dan om
in daardie voornemens van ons, daardie pogings, ons rus en vrede vir ons siel en ons gewete te vind. Jy sal altyd bekommerd en angstig wees, jou bed sal altyd op kans dryf. Jy sal geen of kortstondige rus vind, as jy dit gaan soek en probeer vind in jou heilige voorneme, en jou toewyding en jou erns. Wanneer die selfondersoek, die vrae en die worsteling kom, wanneer daar die swaar worsteling kom, op daai oomblik kyk weg van jou vrug af, of jou tekort daaraan, en kyk na Christus. Kyk na hom en hoe God sy liefde vir jou toon in hom. Daar lê jou rus. Slegs daar. Kyk saam met my na vers 6 tot 10, waar Paulus nou hierdie liefde van God wat uitgestort is in die hart van die gelowige beskryf. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Alle liefdesverhale wat ons so goed ken, bestaan uit twee partye, wat elkeen iets mooi en aantreklik in hulle voorkoms of in hulle karakter het, wat die liefde by die ander party opwek. Hoe anders is dit met Christus en sy bruid? Hoe totaal anders is die Here en sy bruid? Toe ons nog swak was, oninstaat om God se liefde op te werk, deur ons hart, deur ons woorde, deur ons dade, het Christus sy lewe vir ons gegee. Ons goddeloses, het hy die beker van die hel gedrink, sodat ons nie hoef nie. Hy het nie daar aan die kruis die belofte van sy offer gegee, en eers gewag om te sien of ons in ons lewens dit sal waardig wees nie. Hy het ons lief gehad, ten volle bewus van wat ons was. Vers 8. God se liefde word bewys daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, verkoop onder die sonde, sonder die minste begeerte om hom te gehoorsaam. Vers 10, terwyl ons nog vyande was, nie slegs sonder God en liefde vir die goeie nie, maar aktief teen God. In daardie staat het hy dit goed gevind om ons met homself te versoen, deur die bloed van sy seun. God se liefde vir sy kinders was nog nooit gegrond op hulle vrug, op hulle heiligheid, op enige iets binne ons nie. Dit sal nie verander nie. God het jou nie lief weens wat binne jou is nie, maar ten spyte daarvan het hy jou lief. Nou goed, God los ons nie soos wat ons is, wanneer hy ons lief het nie. Dit kan ons goed weet. In Efesiërs 5 hoor ons dat Christus die gemeente lief gehad het, hy het homself daarvoor oorgegee, om haar te heilig, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat ons heilig en sonder gebrek sou wees. In Openbaring 19 hoor ons die kerk, die bruid van Christus, ons word rein, fyn linne gegee, om ons te versier. Nou die fyn linne, sê Openbaring vir ons, is die goeie werke van die gelowiges. Dis waar, hy verander ons. Hy versier ons met gehoorsaamheid, heiligheid, goeie werke, maar sy liefde was nog nooit gegrond op daai fyn linne nie. Hy het ons lief gehad, voor ons daardie fyn linne gehad het. Sy liefde vir ons is juist waarom hy ons daardie fyn linne gee, die goeie vrug wat hy in ons werk. So heiligmaking en groei in heiligheid vir die ware gelowige is noodwendig
onontbeerlik, dit sal daar wees. Daar is 'n heiligheid waarsonder niemand die Here sal sien nie, volgens Hebreërs. Maar wanneer jy worstel met die egtheid van jou geloof, moenie dan gaan en kyk na jou heiligheid nie, kyk na Christus. Dis waar jou rus lê. En hoe hy jou lief gehad het toe jy nog op jou onwaardigste was. Kyk weer en weer, daar is jou rus. Vers 9 tot 10, hoe mooi hoe Paulus dit uitredeneer, hoe hy ingrawe daarby. Indien God ons uit loutere genade lief gehad het, terwyl ons nog vyande was, hoeveel meer sal hy ons uit dieselfde loutere genade lief hê, nou dat ons versoen is deur die bloed van Jesus. Indien God se liefde vir ons vas en seker was, terwyl ons vyande was, hoeveel meer kan ons weet, dat sy liefde vir ons vas en seker is, nou dat ons versoen is. Indien hy sy vyande met die bloed van sy seun gewas het, hoeveel te meer sal hy nie sy kinders verlos van die toorn nie. As jy dan na die vrug van jou geloof kyk en angstig raak, jy ware gelowige, moenie begin deur die vrug te probeer verander nie. Slaan jou wortels diep in by Christus. Laat sy waters jou versadig, laat sy waters jou rus gee. Sy liefde vir jou was nog nooit gegrond op jou vrug nie, dit sal nie verander nie. Dit is eers wanneer jy hierdie rus en vreugde by Christus gaan vind, by hom indrink, dat jy die goeie boom ook goeie vrug werklik sal kan dra. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons beperkte, swak hart en verstand kan nie begryp hoe diep en ondeurgrondelik u liefde vir ons is nie. Hoe 'n onvergelykbare, onbegryplike, groot en genadige God is u tog, dat u ons lief het in ons vyandskap. Dat u uit die eie welbehae besluit om ons te was, terwyl ons nog goddeloos en sondaars en ver was. Ons staan in verwondering en in 'n vloed van vreugde voor u. Ons prys u vir die genade in ons Here Jesus Christus, dat u ons so in hom gereinig en geheilig en gewas het, dat ons vlekkeloos voor u mag staan. En dat ons mag verseker wees van ons saligheid, die ewige lewe in die vreugde voor u aangesig en die lieflikhede in u regterhand vir ewig, deur ons Here Jesus Christus. O, bewaar ons, veral wanneer die duiwel ons aanval en ons wil mislei, dat ons nooit die rus en troos enige iewers sal probeer vind as by Christus nie. Hy is die bron, die fontein wat onophoudelik vloei. Mag ons altyd drink by hom. En Vader, vir wanneer ons worstel en stoei oor ons geloof, wil u ons dan deur ons oë op Christus te rig en daar te hou, verseker van hierdie onbegryplike liefde wat u vir ons het. En mag daardie vrede wat u so in ons harte uitstort, wat alle verstand te bowe gaan, mag dit ons dan opbou en versterk en verkoop en lei om in u weë te wandel en om vrug te dra wat u verheerlik. Nie omdat ons daarin wil rus hê nie, maar juist omdat ons rus het. Wanneer ons so terugstaan en kyk na u glorie, die glorieryke plan van verlossing, hoe hunker en verlang ons hart dan om nader aan u te lewe.
O, maak ons liewer vir U, maak ons meer toegewyd, maak ons meer oorgegee aan U. Alles op hierdie aarde sal vergaan en sal ons beskaam en teleurstel, maar nie die hoop wat ons in Christus het nie. O, dit is vir ewig en ons niks wat daarby haal nie. Dus saam met die kerk bid ons, kom Here Jesus, kom tog gou. Verhoor ons dan Vader, enkel en alleen deur hom in wie ons toegang het tot hierdie genade waarin ons staan. Ons Here Jesus Christus. Amen. Sing nou saam Psalm 131, kostelike psalm waar ons saam met Dawid, ons rus, ons troos, ons die rus van ons siele gaan soek by die Here, by wie hy is, by wat hy beloof. In vers 3 sing ons, laat Israel op die Heer vertrou, sy hoop op Gods ontferming bou, en stil berus in sy beleid van nou af tot in ewigheid. Psalm 131, daarvan al 3 verse. Liefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.